Dit is uit die Woord Digitaal se oggendoordenkings. Hartlik welkom, liewe vriende. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag in 'n nuwe dag die naam van ons Here te kan aanroep en vanuit sy woord te lees. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanmôre lees ons Openbaring 15. Toe het ek 'n ander groot en wonderbaarlike teken in die hemel gesien. Ek het 7 engele gesien, wat die 7 laaste pla bring. Daarmee het die toorn van God sy einde bereik. En ek het iets soos 'n spieelgladde see met vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld, en die getal van sy naam, het by die spieelgladde see gestaan met sieters wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die Lam. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Hierna het ek gesien die tempel in die hemel, die woonplek van God, is oopgemaak. En die 7 engele wat die 7 pla bring, het uit die tempel uitgekom. Hulle het helder blink klere aangetree, en elkeen het 'n goue band om die bors gehad. Een van die 4 lewende wesens het toe aan die 7 engele 7 goue bakke gegee, gevul met die toorn van God, van hom wat tot in alle ewigheid lewe. Die tempel het vol rook geword vanweë die heerlikheid en die mag van God. En niemand kon die tempel ingaan voordat die 7 pla van die 7 engele hulle einde bereik het nie. Broeder en suster, in ons teks sien ons dat Johannes die visioen neerskryf wat Jesus Christus aan hom geopenbaar het. Hier in hoofstuk 15 vind ons die 3de groot en wonderbaarlike teken wat in die hemel verskyn. Die eerste groot teken was die vrou met die son as kleed om haar in hoofstuk 12. En die tweede wonderteken was die groot vuurrooi draak, ook in hoofstuk 12. En in ons teks van vanmôre sien Johannes dan 7 engele wat die laaste 7 pla moet bring. Die wonderbaarlike van hierdie gesig wat Johannes sien, is dat God se oordeelsvoltrekking by wyse van beeldspraak 'n stroomversnelling ondergaan het. Van nou af beweeg al die gebeure al hoe vinniger op pad na die finale einde toe. Met hierdie pla bereik die toorn van God sy finale einde. Hierdie pla is anders as die vorige pla, aangesien hulle universeel is en op die totale uitwissing van alles wat boos en sleg is, uitloop. Hierdie oordeel lei dus ook tot die einde van die wêreld. Maar die gelowiges wat volhard het tot die einde toe, wat die oorwinning behaal het oor die dier en oor sy getal en oor die goddeloosheid van die wêreld, aan hulle sal sieters uitgedeel word deur God self. Ons lees in vers 3 dat hulle 'n lied sal sing, 'n lied van Moses, die dienaar van God. Dit is 'n oorwinningslied van die martelare. Johannes sien die martelare in die hemel. Hulle staan by iets soos 'n spieelgladde see met vuur daarin. Dit herinner aan hoofstuk 4, waar ons lees van iets soos 'n spieelgladde see voor die troon, wat helder is soos kristal. Die skrywende beeldspraak, broeder en suster, bevestig dat die martelare voor die troon van God staan. Die spieelgladde see is 'n simboliese voorstelling van die mag en die majesteit van God.
Hier in hoofstuk 15 is die spieelgladde see egter met vuur gemeng. Dit is 'n simbool van oordeel. God sit op sy troon en oordeel die goddeloses van daar af. Maar die gelowiges en al die martelare wat ter wille van hulle geloof gesterf het, sal omvou word deur God se majesteit en heerlikheid voor sy troon. Hulle dra 'n goddelike identiteit, omdat hulle deur die bloed van die lam verlos is. Hulle het oorwin. Hierdie identiteit raak die murg en been van die Christelike bestaan. Die gelowiges hoef nie self weer die bose te gaan oorwin nie, want Christus het dit reeds gedoen. Ons moet slegs Christus se bepaalde oorwinning op elke lewensterrein gaan proklameer en dit vier. So, broeder en suster, oorwin die gelowiges die wêreldse versoekings en die bose se daaglikse aanslag teen ons. En al sou die gelowiges fisiek deur die anti-kris doodgemaak word, oorwin die martelare saam met die lam Jesus Christus. Die lied van Moses sluit af op 'n klimaks met hierdie woorde: Die Here regeer tot in ewigheid. En daarom is die lied van Moses van groot belang in die aardse stryd wat in die boek Openbaring geteken word, om God en Christus se alleenheerskappy op die aarde en die heelal te bevestig. Kom ons dank die Here vanmôre vir wie hy is, dat ons meer as oorwinnaars saam met hom is. En al moet ons deur baie moeilike tye gaan, sal ons die oorwinning behaal en bereik, want Jesus Christus het dit reeds aan die kruis oorwin en deur die opstanding bevestig. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ons die wonderlike voorreg het om vanmôre hierdie dag in U naam te kan begin. Dankie dat U deur die Bybel met ons praat en ons toerus en krag gee. Dat U ook deur die Heilige Gees vir ons in die volle waarheid lei. Ons loof en prys U groote naam, Vader, want U is goed. Aan U liefde is daar geen einde nie. Wil U vanmôre hierdie boodskap in ons lewens bevestig en ons deur U Gees help om elke dag 'n lewe van oorwinning te lei. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.